vers 10, maar julle sal deur die Jordaan trek en woon in die land wat Jahwe julle God julle sal laat erwe en hy sal julle rus gee. Want al julle vyande rondom en julle sal veilig woon. Wat is hulle behoefte? Dit. Hoekom? Hulle kom uit Egipte, hulle was slawe in Egipte. 'n Slaaf is iemand wat nie aan jouself behoort nie. Jy kan nie self besluit nie. Iemand anders het besluit namens jou, want jy behoort aan hom. Dis seker die slegste staat waarin jy kan wees. En hulle is verlos uit die land uit, en hulle is op pad na rus toe. Ons gaan rus van ons vyande. Nou weet ons, dis weer profeties van iets anders. Nou hulle het in die land ingegaan, ons gaan nog daarby uitkom, maar ek wil nou al vooruitgaan na Hebreërs 4 toe, hierdie rus. Want ons sien nou die rus, maar ons soek die openbaring van dit. Hebreërs hoofstuk 4. Ek moet eintlik by die vorige hoofstuk begin. Ons begin maar by die vorige ene. Dit is baie belangrik. Waarna soek ons? Waarna smag ons? Waarna het hulle gesoek in Egipte? Rus. Waarna smag ons? Ons is nou nog volgens daai profesie in Egipte. Of uit op pad, of wat ook al, maar ons is nog slawe in hierdie wêreld. En ons is op pad na die koninkryk van God toe. Maar dit gaan swaar. En ons murmureer, en ons hou op murmureer, want ons word meer volwasse in Yeshua, en ons groei, en ons visie, ons einddoel, is die saligheid van ons siele, is die rus. Ons wil in sy rus ingaan. Nou hoofstuk 3 vers 7 sê, daarom, soos die Heilige Gees spreek, vandag as julle sy stem hoor, verhard julle hart nie, soos in die verbittering in die dag van die versoeking in die woestyn nie, waar julle vaders my versoek, my beproef het, en my werke 40 jaar lank gesien het. Daarom het ek vertoorn geword op daardie geslag en sê, altyd dwaal hulle met die hart, maar hulle het my wie nie leer ken nie. Dis waar ons nou trek. Ons is nou 40 jaar in die woestyn. Leer ons sy wie ken ek hom. Sê ek ken hom, of ken ek hom? Die dwaase maagde het gedink hulle ken hom. Hierdie mense in die woestyn het gedink hulle ken hom, maar hulle het nie. Sodat ek my toorn gesweer het, hulle sal in my rus nie ingaan nie. Wat is sy rus? Land Kanaan. Julle sal nie daar ingaan nie. Sorg daarvoor, broers, dat daar nie miskien in een van julle 'n bose en 'n ongelowige hart is, deurdat hy van die lewende God afvallig word nie. En hulle het dit gedoen, hulle het geroep na hom in Egipte, hy het hulle uitgered en waar het hulle afvallig geword in die woestyn. Maar vermaan mekaar elke dag, solank as dit vandag genoem word, sodat niemand van julle deur die verleiding van die sonde verhard word nie. Wat is die probleem met die sonde? Die sonde gaan my laat hel toe gaan. Nee, die sonde gaan jou nie laat hel toe gaan nie. Hy het gesterf vir my sonde. Maar nou volhard ek in die sonde, beteken ek hou aan met dit, ek maak dit nie dood nie, ek sterf dit nie af nie, want daar is mos nou genade. Wat gebeur? My hart verhard. Sonde laat jou hart verhard. Jy hou aan met daai ding. Ek is hardkoppig, ek is hardnekkig, ek is wederstrewig, ek is selfsugtig, ek is eiesinnig, of wat ook al. En ek bekeer my nie van dit nie, ek hou aan met dit. Gaan dit my laat hel toe gaan? Nee, maar het gaan veroorsaak dat jy later gaan. Hoe bedoel jy nou? Vers 13, maar vermaan mekaar elke dag, solank as dit vandag genoem word, sodat niemand van julle deur die verleiding van die sonde verhard word nie. Wat verhard? My hart verhard. Ek het 'n nuwe hart gekry, hart van vlees. Maar in plaas van dat ek die sonde aflei en die sonde doodmaak, hou ook aan met dit, en my hart verhard, en wat gebeur dan? Vers 12, sorg daarvoor, broers, dat daar nie miskien in een van julle 'n bose en 'n ongelowige hart is. Hoe kry ek 'n ongelowige en bose hart? Breek nie met die sonde nie. 'n ongelowige hart is deurdat hy van die lewende God afvallig word. So ek is op pad na die beloofde land toe. Ek is weergebore, ek het 'n nuwe hart. Het die hart van klip uitgehaal, my hart van vlees gegee. 'n Sagte hart, en hy skryf op die hart. Maar nou is ek besig met die verleiding van die sonde. Ek sterf nie die dinge af nie. En wat gebeur met my sagte hart? Die sonde verhard my hart en ek word afvallig van God. En ek gaan nie die beloofde land ingaan nie, want dis wat met hierdie mense gebeur het. Hulle het nie ingegaan nie. 14. Want ons het deelgenote van Christus geword. As ons net die begin van ons vertroue tot die einde toe onwrikbaar vashou. Ons is op die pad, ons moet vashou. Net soos Israel in die woestyn. Het hulle, meeste van hulle het nie. En ons is nog op die pad. Ons weet waar is Kanaan. Ons weet waar ons op pad heen. Ons weet van die rus, ons hoor van die rus, ons verlang na die rus, dis waar ons heen gaan. Ons nog nie daar nie. 14, want ons het deelgenote van Christus geword. As ons net die begin van ons vertroue tot die einde toe onwrikbaar vashou. Omdat daar gesê word, vandag, as julle sy stem hoor, verhard julle harte nie,
soos in die verbittering nie. Wat het daar gebeur? Hy het met hulle gepraat en hulle het hulle harte gesluit. Hulle het hulle hart hard gemaak sodat die saad nie moet kan ingaan nie. Want wie was dit dan wat gehoor het en hom verbitter het? Was dit nie almal wat onder leiding van Moses uit Egipte gegaan het nie? En op wie was hy 40 jaar lang vertoon? Was dit nie op die wat gesondig het, wie se lyke in die woestyn geval het nie? En aan wie het hy gesweer dat hulle in sy rus nie sal ingaan nie? Watter rus is dit? Die Kanaan, dis wat ons nou gelees het in Deuteronomium. Die land van melk en honing is net hier voor en dis die rus, maar hulle het nie ingegaan nie. Wie? Die ongehoorsaames, behalwe aan die ongehoorsaames. En ons sien dat hulle deur ongeloof nie kon ingaan nie. Hulle is op die pad, maar deur ongeloof kon hulle ingaan nie. En ons is dieselfde. Ons is op die pad, ons het nog nie ingegaan nie. 14, laat ons dan vrees. Ons is op die pad, hulle was op die pad, hulle kon nie ingaan nie deur ongeloof. Ons is op die pad, laat ons dan vrees, dat terwyl die belofte om in sy rus in te gaan nog stand hou, dit nie miskien sal blyk dat iemand van julle agtergebly het nie. Want aan ons is die evangelie ook verkondig net soos aan hulle. Maar die woord van die prediking het hulle nie gebaat nie, omdat dit by die hoorders nie met geloof verenig was nie. Wat is die woord van die prediking? Dit is die evangelie van die koninkryk van God, hulle het dit gehoor. En ons het dit gehoor, maar omdat dit by die hoorders nie met geloof verenig was nie. Die woorde, die kennis moet geloof word. Had dit nie met hulle gebeur nie. En toe die reëse sien, toe sê hulle onmoontlik. Want ons wat geglo het, gaan die rus in. Net soos hy gesê het. Daarom het ek in my toorn gesweer, hulle sal in my rus nie ingaan nie. Alhoewel sy werke van die grondlegging van die wêreld af volbring is. Wat beteken dit? Dis die evangelie, is van die begin af verkondig. Die skepping is die evangelie, glo jy dit? Van die begin af, in die begin het God die hemel en die aarde gemaak. Nee, dit het ontstaan deur evolusie, juist in die moeilikheid. Jy glo nie, hoe wil nie ingaan nie? Nee, ek glo hy het geskep deur evolusie. Sê die Bybel dit? Nee, dit sê dit nie. Maar dit pas my beter, dit is my makliker geloof. Die ander is te moeilik. As jy nie die moeilike een kan glo nie, kan jy nie in sy rus ingaan. Dit is so erg. Maar ek het nie geloof nie, hoe gaan ek geloof kry? En dis iemand wat groot en sterk genoeg is om te erken, ek het nie die geloof nie. 3. Want ons wat geglo het, gaan die rus in, soos hy gesê het. Daarom het ek in my toorn gesweer, hulle sal my rus nie ingaan nie, wie die ongelowig is, alhoewel sy werke van die grondlegging van die aarde af volbring is. Want hy het eers van die 7de dag so gespreek, en God het op die 7de dag van al sy werke gerus. En nou hier weer, hulle sal in my rus nie ingaan nie. Terwyl dit dan so is, dat sommige daar ingaan, en diegene aan wie die evangelie eers verkondig is, deur die ongehoorsaamheid nie ingegaan het nie. Bepaal hy weer 'n sekere dag, naamlik vandag. Vir ons is dit vandag. Vir die mense wat hierdie brief van die Hebreërs gelees het, was dit daai dag. Vir die wat dit 100 jaar later gelees het, was dit daai dag. Vir ons is dit vandag. Bepaal hy weer 'n sekere dag. Wat 'n dag? Terwyl dit dan so is dat sommige daar ingaan en diegene aan wie die evangelie eers verkondig is, deur ongehoorsaamheid nie ingegaan het nie, bepaal hy weer 'n sekere dag, naamlik vandag, as hy soveel later deur Dawid spreek, soos gesê is. Vandag, as julle sy stem hoor, verhard julle hart nie. Wat het hulle gedoen in die woestyn? Hulle het hulle hart verhard. En die saad van die woord kon nie in hulle hart ingaan en groei en geloof veroorsaak nie. Toe die reëse sien, toe sê hulle, dis kan nie. Hoekom? Want hulle het hulle hart verhard. Weer 7, bepaal weer 'n sekere dag, naamlik vandag, as hy soveel later deur Dawid spreek, soos gesê is, vandag as julle sy stem hoor, verhard julle harte nie. Want as Joshua aan hulle rus gegee het, wat 'n rus? Hierdie wat ons net in Deuteronomium gelees het, ek net herhaal. 12 vers 10, maar julle sal deur die Jordaan trek, dis nou nog Moses wat praat, en wie gaan hulle deurtrek? Joshua. Maar julle sal saam met Joshua deur die Jordaan trek, en woon in die land wat Jahwe julle God julle laat erwe. En hy sal julle rus gee van al julle vyande rondom, en julle sal veilig woon. Nou sê vers 8 van Hebreërs 4, want as Joshua aan hulle rus gegee het, sou hy nie van 'n ander dag daarna gespreek het nie. Daar bly dus 'n Sabbatsrus oor vir die volk van God. Hierdie mense het in die land ingegaan, maar dit was nie die rus waarvan hy praat nie, want hy praat van nog 'n dag. Hulle is in die beloofde land, maar hy praat van nog 'n dag. Wat 'n dag? Die Sabbatsrus. Wanneer? Op die 7de dag. Nou wat is die Sabbatsrus?
Dis 'n profesie van die rus wat hulle gaan ingaan, maar nou is hulle in die beloofde land. Waarvan praat die Sabbatsdag nou? En hoekom so gereeld? Elke 7de dag, hier kom die Sabbatsrus op. Hoekom? Daar kom rus vir julle, daar kom rus vir julle. Maar Joshua het ons dan in die beloofde land ingebring. Wat se rus? Daar bly dus 'n Sabbatsrus oor vir die volk van God. Want wie in sy rus ingegaan het, rus ook self van sy werke soos God van syne. Laat ons dan beywer om in te gaan in die rus, sodat niemand in dieselfde voorbeeld van ongehoorsaamheid mag val nie. Wat 'n rus? Die rus in hom, vandag, as jy sy stem hoor.